Wat 'n wonderlike voorreg om in die huis van die Here te wees vanoggend. Dit is maar lekker om te weet ons behoort aan 'n koning. Ons weet dat God is met ons en hy dra ons. Hy is elke dag met ons, soos wat Christus vanoggend gesê het, hy kyk vir ons, nee. Een van sy Hebreëse name is El Roi. God met ons. God kyk vir ons. God sien, God wat sien. El Roi. Ons wil vandag 'n bietjie kyk in die woord van die Here. Ons gaan 'n paar dingetjies leer vanoggend wat weggesteek is in die woord van die Here. Nou daar is heel wat plekke in die Bybel waar dit baie keer vir ons lyk of iets ingeskryf is wat heeltemal teen die vloei van die woord is, wat teen die vloei van dinge is. En wat die storie onderbreek. En elke keer ek ondervind, as ek so in die Bybel lees en ek kom op hierdie plekke af waar die Here iets sê en dan ewe skielik is hier so tussenvoegsel, hier so sê wat die storielyn breek. Dan sê die Heilige Gees my kyk mooi. Dis asof die Here iets wil highlight vir ons in daai stukkie. Ons sien byvoorbeeld in Genesis 5 waar die geslagregister gegee word van Adam af tot by Noag. Dis 'n lys van name, van ouderdomme. Wie pa is, wie seuns is, wie die vrou is dit 'n klomp ouers en kinders name. En dan skielik hierso in Genesis 5 vers 24, dan is daar 'n onderbreking. En hy sê dan 5 vers 24 sê, en Henog het met God gewandel en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. En dan gaan hy aan die lys, die vader van die seun van. So, dit gee vir ons dan 'n duidelike, dis half buite die lyn van die verhaal, wat hierdie stukkie ingevoeg word. Ons lees hier iets spesifiek van Henog, wat wys na 'n hegte verhouding, wat mens met God kan hê. Hy het 'n hegte verhouding met God gehad, en die Here het hom geëer, en die Here het hom kom haal. Dis die eerste persoon wat lewendig hemel toe is. En ons lees ook hierso van die verhouding met God, en dan ook 'n wegwyse na die eindtyd, en ook na die wegraping, wat weggevat was. God het ook hom weggepluk. Dieselfde harpatsio wat ons lees in die Bybel, van die Nuwe Testament, het gebeur met Henog daar. Dan weer in 1 Kronieke 4 lees ons weer, op 'n geslagsregister, vir vaders en seuns in die stam van Juda. En dan weer skielik, by vers 9 en vers 10 is daar weer so 'n onderbrekingkie. En Jabes was meer geseënd as sy broers, en sy moeder het hom Jabes genoem en gesê, ek het met smart gebaar. So elke keer wanneer iemand gesê, Jabes kom hier, dan sê hy, ek het met smart gebaar, kom hier. Of Jabes gaan doen, gaan vir my daar, met smart gebaar gaan doen, is daar. Kan julle dink, wat is die vloek wat oor hierdie kind sy lewe was? Met smart gebaar, hy is 'n kind van smarte. Dit is sy naam genoem. Ek het hom met smart gebaar, en Jabes het tot die God van Israel aangeroep en gesê, as U my ryklik seën, my grondgebied vermeerder, en U hand met my sal wees, en U die onheil van my afweer, sodat geen smart my tref nie, wat sy ma oor hom geroep het, sê hy, vra die Here, laat dit nie gebeur nie, en God het laat kom, wat hy begeer het. Hier word duidelik melding gemaak van Jabes, en hoe hy teen sy omstandighede, by die Here loop skei het, en gebid het, dat die Here hom sal beskerm, en hom sal seën. Dit op sigself hou vir ons 'n groot les en 'n groot boodskap in. Om nie toe te laat dat ons omstandighede en dit wat ander mense oor ons spreek, ons beperk nie. Maar dat ons na ons liefdevolle Vader in die hemel sal hardloop na hom toe en glo wat hy van ons sê. En wat hy van ons dink. Want hy het ons so lief gehad dat hy sy seun gegee het. Ons is nie kinders van smarte nie. Ons is nie verlore nie. Maar God het 'n dink van ons. Daar is nog heel wat sulke gevalle in die Bybel, waar God deur hierdie soort van buite teks, buite konteks en buite storielyn tussenwerpers gebruik om aandag te trek en te vestig op dit wat hy presies vir ons wil sê, dit wat hy vir ons wil leer.
En ek moedig julle aan, gaan soek dit. Vat jou Bybel, slaan hom oop, lees hom deur, en gaan kyk, waar is die Here besig om iets heeltemal anders te sê as wat die storielyn is. En gaan bestudeer en dan jy gaan agterkom, Here praat met jou, hy gee vir jou werklik waar insig, en hy gee vir jou kennis, en hy gee vir jou wysheid daarin. Maar dit ons aandag vestig op een of ander lering, op een of ander insig daar. 'n Ander voorbeeld wat ons hiervan sien, van hierdie tussenwerpsel en uit die storielyn uit, kry ons in die boeke van die Bybel, in die Ou Testament. Eerste 5 boeke van Genesis tot Deuteronomium handel oor die skepping, die ontstaan van God se uitverkore volk, daarvan Abraham af, weer tot by Jakob en sy 12 seuns. Hulle redding uit die slawerny uit Egipte land uit, waar Here hulle verlos van slawerny, en dan ook waar hy die wet instel om daardie spesifieke volk te bewaar vir die dag waar die Messias uit hulle uitgebore gaan word. En dit is hoekom die wette daar was. En dan praat hy ook daar van die intog, hulle intog in Joshua, hulle intog in die beloofde land in. En dan ewe skielik tussen rigters, en dan die rigters ook wat hulle geregeer het, van hulle die beloofde land ingekom het, die rigters hulle regeer, hulle beskerm, en hulle verlos van die verdrukkende vyande wat om hulle was. En dan nie tussen rigters en Samuel, kom daar so tussenvoegsel. Samuel handel weer, gaan aan, die storielyn, Samuel handel oor die volk wat 'n koning wou hê, en hoe Dawid, Saul as eerste koning en Dawid, as die tweede koning gesalf is as konings, en daarna die boeke van konings, 1 Konings, 2 Konings, wat handel oor al die konings, en dan 'n kronieke wat opskrifte is van, of 'n samevattende register is, van al hierdie gebeure. Hier tussenin, lê daar 'n boekie met die naam van Rut. 4 hoofstukkies. En Rut is heeltemal in die storielyn uit. Want Rut speel af in die rigtertyd, tussen Deborah en Gideon. Tussen Deborah en Gideon, daar speel Rut af. En nou lyk dit weer eens van soort van buite die storielyn, en daarom moet ons regtig baie aandag gee aan Rut. Wat sê Rut vir ons? Wat wil die Here vir ons sê in Rut? Ons lees Rut baie keer as hierdie romantiese verhaal tussen Boas en Rut. Hierdie verskoon jou Afrikaans love story wat daar is tussen hierdie 2 mense, hoe die Here 2 mense bymekaar gebring het, en hoe hy vir Naomi kom verlos het van haar depressie en van haar moeilike tyd. Maar daar is meer as net 'n mooi verhaal in Rut. God kom openbaar sy plan vir die mensdom in Rut. Ons vind 'n duidelike tipologie en heenwyse na die eindtyd, waarin ons nou leef en waarin ons ook spoedig op pad is, vind ons hier in Rut. Naomi is 'n tipe van die tipologie gepraat, en Naomi is 'n tipe van die volk van Israel, wat weens moeilike omstandighede, weens 'n droogte, weens hongersnood, weer swaar kry, vlug sy die beloofde land uit, veilig familie, vlug uit die beloofde land uit, en gaan woon onder heidene, om daar te kan oorleef. Ons lees in Rut 1 vers 1, lees ons, en in die dae toe die rigters regeer het, dis nou tussen Deborah en Gideon, was daar 'n hongersnood in die land. Daarom het 'n man uit Bethlehem, Juda, weggetrek om as vreemdeling te vertoef in die veld van Moab, hy en sy vrou en sy 2 seuns. En dit is die tipologie, die gelyktrekking van Naomi na Israel toe, is wat net soos wat Israel in die jare 70 na Christus, onder die verdrukking van die Romeine, begin vlug het en spat het uit Israel uit, en weggetrek het om in onder heidense volke te gaan bly, om in onder heidense volke te gaan oorleef, so dit met Naomi ook gebeur. En in 1948 het die Jode teruggekom na Israel toe, soos wat Naomi teruggekom het na Bethlehem toe. Tipologie daar. En dan die volgende tipologie wat ons sien is Rut self. Rut is 'n tipe van die kerk, die liggaam van Christus, wat opgemaak is uit elke wedergebore bloedgewaste kind van God. Mense wat verlore
in die heidendom is, en wat 'n verlosser nodig het, om soos Rut, om in die koninkryk van God en in sy huishouding ingesluit te word. Net soos Rut 'n doelbewuste keuse moes maak, en aan Naomi die welbekende woorde van Rut, van Rut 1 vers 16 moes gesê het, dat sy kies om haarself aan God te onderwerp, om hom as haar God te aan te neem, haar rug te draai op haar tradisies en op haar heidense gebruike. So moet elke kind van God ook kies om te draai, weg van die ou lewe af, en om te breek met die geestelike tradisies wat ons so mee groot geword het. Amen? Amen. Ja, ons is allemaal een of ander geestelike tradisie, wat ons mee groot geword het. Ons laasweek gehoor, toe ons gepraat het van tradisies, dan sekere, selfs die Tannebos het my gesê, meneer, is dat tradisie. Ons, en Rut het gebreek met die tradisies, met die dinge van die ou lewe, en sy het die Here gekies, en onverwaarlik gevolg, so moet ons ook God onverwaarlik volg. As ons gaan lees daar in Rut 1 vers 16 sê sy, maar Rut sê, moenie by my aandring dat ek u moet verlaat, om agter u om te draai, want waar u gaan, sal ek gaan, waar u vertoef, sal ek vertoef, u volk is my volk, en u God is my God. Ons kyk allemaal na die woorde van Rut. Daar is ook dan, 'n derde typologie, is daar ook die naamlose dienaar, die opsigter oor die snyders. Ons lees van hom in Rut 2 vers 5 tot 6. En daarop sê Boas aan sy dienaar, die opsigter oor die snyders, van wie is hierdie jong vrou? En die dienaar, die opsigter oor die snyders, antwoord en sê, dit is die jong Moabitiese vrou, wat saam met Naomi uit die veld van Moab teruggekeer het. Ek wil gou net daar stop en tussenwerpsel gooi. Ons moet weet dat op daardie stadium was die Moabite groot vyande van die Israeliete. Dit is juist as gevolg van die Moabite en die omliggende volke se strooptogte deur Israel, wat Elimelech en sy gesin met Naomi gevlug het. So die Jode het nog 'n redelike rouplek vir die Moabite. En nou kom sê die opsiener, hierdie vrou wat jy na vra, sy kom na die vyandvelde uit. En dit wat so mooi is van hierdie hele storie. Nou hy wat die opsiener is van die snyders, van die ouens wat oes. En het alles van Rut geweet, en het vir Boas alles vertel wat hy van haar wou weet. Hierdie dienaar kan ons sien as 'n tipe van die Heilige Gees, wat alles van ons weet, wat in ons woon en saam met ons gees getuig, dat ons kind van God is. As ons gelees in Romeine 8 vers 16, die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Dis die Heilige Gees in ons, wat vir ons daardie oortuiging gee. Dis die Heilige Gees in ons, wat intree as ons nie weet hoe om te bid nie. Romeine 8, wat intree met onuitspreeklike versigtigheid. Soos wat hierdie dienaar ingetree het vir Rut, alles vertel het aan die Here, wat aan Boas, wat hy wil weet van Rut. En dit is ook hy wat, die Heilige Gees, wat kom om ons te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Hy werk in ons harte. Hy vertel vir ons wanneer ons nie meer regte pad is nie. Hy gee vir ons die leiding. Die Heilige Gees is daar altyd met ons. As ons gaan lees dan in Johannes 16 vers 8 tot 13, en as hy kom, sal hy die wêreld, die Heilige Gees, oortuig van sonde, geregtigheid en van oordeel. Van sonde omdat hulle in my nie geglo het nie. Van geregtigheid omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek, en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Dan is daar Boas, die vierde type. Boas is 'n tipe van Jesus, die een wat intree en die verlossing bring
en ook die heiden Rut inbring in sy huishouding en deel maak van sy volk. Net soos Jesus deur sy verlossingswerk aan die kruis ons as God se kinders in sy huis en mede-erfgename van Jesus ingeneem het en ons deel gemaak het van God se volk. As ons gaan lees in Galasiërs 3, wat sê ons het deel gevorm. Ons in Jesus word ons deel van die belofte wat hy en die seëning wat hy aan Abraham gegee het. In Jesus is ons ook deel van God se volk. En dit is wat so ooreenstem tussen Boas wat Rut inbring aan die volk Israel en Jesus wat ons inbring in die volk van God met sy vrou in. En hierdie verlossingsplan van God het hy al in die wet van Moses alvast kon maak. Dit is hier in Rut wat hy vir ons dit kon wys. Ons kan lees dit ook wanneer die wet lees ons van die lossingsplan of die lossingsreg. Die wet het bepaal dat 'n naaste bloedverband, 'n weduwee vir 'n weduwee as 'n losser moet optree. En die mens word verlos van slawerny of van verdrukking of van hongersnood of van swaar kry, word die mens verlos en dan bekom die losser die eiendom van die mens. En dan is daar ook dan by jubeljaar word dit teruggegee aan die mens. Nee, dis alles in die wet ingeskryf. Maar lees dat is eers die persoon, eers die mens en dan die eiendom. Ons gaan 'n bietjie later weer hieroor praat. Maar voordat Boas as losser kon optree, was daar 3 kwalifiserende vereistes wat hy aan moes voldoen. Hy moes 'n bloedverwant gewees het. 'n Losser kan nie net sommer enige mens wees nie. Hy moet die vermoë hê om te kan optree as 'n losser en hy moet bereid wees om af te los of om te los. Nou al 3 hierdie vereistes moet ontmoet word voordat iemand as 'n losser kan optree. En daarom was daar, lees ons in die boek van Rut, was daar 'n losser wat nader bloedverwant was as Boas, maar hy was nie losser gewees nie. Want die derde punt het hy nie aan voldoen nie. Hy was nie bereid om te los nie. En so het Boas dan opgetree as losser. Want hy was bereidwillig. Hy het die vermoë gehad, hy was die bloedverwant en hy was bereidwillig om te verlos. Aan die ander kant, omdat Boas die tipe is van Jesus, kom ons kyk gou na die saak van Jesus. Jesus voldoen aan al 3 hierdie vereistes om as ons losser en ons verlosser op te tree. Want hy is ons bloedverwant. Ja. Ons lees gou na Galasiërs 4 vers 4 tot 5. Maar toe die volheid van die tyd gekom het God sy seun gestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders van God kan ontvang. Jesus kwalifiseer op punt 1. Hy het die vermoë, hy is God, en as mens het hy vlekloos en sondeloos geleef. Kom ons kyk gou Openbaring 5 vers 2 tot 5. Hy sê, ek het 'n sterk engel gesien, dis Johannes wat praat, hy is daar in die hemel, ek het 'n sterk engel gesien, wat met 'n groot stem uitroep, wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek? En niemand in die hemel, of op die aarde, of onder die aarde, kon die boek oopmaak, of daarin kyk nie. En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is, om die boek oop te maak nie, en te lees wat daarin is, en daarin te kyk nie. Johannes is bewoor, want Johannes besef, dat as hierdie boek nie opgemaak kan word nie, is die mensdom verlore. Die mensdom het 'n verlosser nodig. En daartoe sê een van die ouderlinge vir my, moenie meen nie, kyk, die leeu uit die stam van Juda, is die wortel van, wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin, om die boek oop te maak, en sy 7 seels te breek. So Jesus is kwalifiseer, ook op daardie punt. Hy het die vermoë, want hy het oorwin. Die derde punt wat nodig is, hy is gewillig. Want Jesus sê vir ons duidelik in Johannes 10, vers 17 tot 18 sê,
Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê, om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af weg nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê, en ek het mag om dit weer op te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. So Jesus is bereid om self in te tree as verlosser. Nou ons gaan kyk na dit, hoofstuk 3. En ek gaan nou nie die hele hoofstuk lees nie, maar die opskrif daarso is die lossingsreg. Dit gaan oor, hier is 'n groot les in vir ons. Want Naomi gee vir Rut hier baie duidelike instruksies. In Rut 3 vers 3 sê sy vir haar, was jou dan, salf jou, en trek jou klere aan, en gaan na die vloer toe, laat jou deur die man nie erken tot hy klaar geëet en gedrink het nie. Die instruksie wat Rut hierso van Naomi ontvang, is 3 goedjies wat sy moes doen, om by Boas uit te kom. Sy moes was, sy moes gesalf wees, sy moes aantrek, en die 4de punt is, sy moes gaan, sy moes optree, sy moes iets doen. Net so ook, is hierdie raad van ons van toepassing, om by Jesus uit te kom, om by ons Boas uit te kom. Ons moet gewas word, en skoongemaak word, deur Jesus se bloed. Want soos Dawid geskryf het in Psalm 51, vers 4, was my heeltemal van my ongeregtigheid, en reinig my van my sonde. En dan skryf hy in vers 12, skep in my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in my binneste 'n vaste gees, reinheid en skoonheid. Dis wat ons vir die Here moet vra, en dis waarna ons moet streef. Ons moet gewas wees, ons moet skoongemaak wees. Al die sondige gewoontes en begeertes en maniere en tradisies. Ons moet gewas word daarvan. Tweede ding is, ons moet gesalf word deur die Heilige Gees vir die werk wat God van ons vra vir in sy koninkryk. Ons lees in Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuienis wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria tot in die uiterste van die aarde. Sonder die krag van die Heilige Gees kan ons dit nie doen nie. En ons moet die Heilige Gees in ons hart hê. Ons moet daai begeerte hê vir die salwing van die Heilige Gees. Wanneer ons wedergebore word, onmiddellik kom woon die Heilige Gees in ons harte. En hy is die ene wat ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Maar daar is 'n strewe wat ons moet hê na die salwing van die Heilige Gees, die dooping van die Heilige Gees. Daar waar ons kragtadig kan begin werk vir die Here, waar die gawes van die Heilige Gees kan begin vloei deur ons, tot vir die werk wat die Here gee, vir ons gee om te doen. En hier in die gemeente, dis hier waar ons voorberei word vir daardie werk. Efesiërs 4 vers 12, ons word hier voorberei vir daardie werk. Ons moet gekleed wees met die Heilige Gees. En ons het so tydjie terug het ek 'n boodskap gebring oor bekleed jou. En ons moet gekleed wees, ons moet aangetrek wees. Ons kan nie naak voor die Here gaan staan, ons kan nie kaal hande voor hom gaan staan nie, maar ons moet gekleed wees. Kolossense 3 vers 12 sê vir ons, bekleed julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes van God, met die innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, en verdra mekaar, vergewe mekaar as die een die ander 'n klag het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Bekleed julle bo alles met liefde, wat die band van die volmaaktheid is. En die vrug van die Gees is liefde. Bekleed julle daarmee. En dan moet ons ook in gehoorsaamheid aksie neem en gaan waar God ons stuur. En dit lees ons duidelik in Matteus 28 vers 19, so wel bekend, nee. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Markus 16 vers 15 sê vir ons, en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Ons moet gaan. Ons moet aksie neem.
Ons kan nie net hier op 'n klein sit nie. En dit maak soos Naomi gesê het, en sy gaan na die dorsvloer toe. En sy gaan wag daar. Nou, later toe gaan lees sy by sy, gaan lees sy aan die voete van Boas, soos wat Naomi haar gesê het, of gelei het. En ons lees daar Rut 3 vers 4, waar Naomi juist vir haar sê, maar as hy gaan slaap, let dan op die plek waar hy gaan slaap. Kom dan nader, maak sy voeten end oop, gaan lê, en hy sal jou te kenne gee wat om te doen. Nou net soos dit moet ons as kinders van God aan die voete van Jesus, ons verlosser, moet ons gaan bly en gaan wag, dat hy vir ons lei. Amen. Ons moet aan sy voete bly. Ons moet wag en hy vir ons sê. Soos hy sê, wag en hy sal julle sê. So moet ons gaan leer in Jesus se voete elke dag. Die tweede ding is, wat Naomi doen daar, wat Rut doen, is sy erken haar onderdanigheid en haar diensbaarheid aan Boas. En sy vra hom om haar te beskerm en haar te verlos. En as ons gaan lees daar Rut 3 vers 9, die tweede ding wat sy doen daar, sy sê, en hy vra, wie is jy? Toe antwoord sy, ek is Rut, u dienares. Brei u vleuel oor u dienares uit, beskerm my, vul my toe, want u is die losser. En sy erken, ek kan nie op my eie nie. Ek het my losser nodig. Ek weet nie nodig. En so moet ons ook as gemeente weet dat Jesus God is. Hy is nie ons maatjie nie, hy is God. Hy is ons verlosser. En ons moet onsself aan hom onderwerp. Die Bybel sê vir ons duidelik aan, en Jakobus wat sê, onderwerp jou aan die Here. Weerstaan die vyand, en hy sal van jou wegvlug. Ons moet onsself onderwerp. En weet dat ons nie sonder sy verlossing kan leef nie. En ook moet ons openlik vir hom bid en vra dat hy ons verlosser sal wees, dat hy ons redder sal wees en dat hy ons beskermer sal wees. Ons moet oorgee aan ons God, aan ons Jesus. En dat hy ons moet vra, soos wat ons gelees het van Jabes, wat gevra het, beskerm my teen die bose, laat die onheil my nie volg nie, laat ek nie onder onheil val nie. Moet ons gaan vra met vrymoedigheid by die Here. Die derde ding wat sy gedoen is, sy gehoorsaam Boas en gee haar Charlie sodat hy haar kan seën met voorsiening. As ons gelees in Rut 3 vers 15, daarna sê hy, gee die Charlie wat jy om jou het en hou dit oop. En sy het dit oopgehou en hy het 6 mate gars afgemeet en dit op haar gesit en in die stad ingegaan. Nou wat leer dit vir ons? Dat dit leer vir ons dat ons met Jesus gehoorsaam. Ons moet gehoorsaam wees aan hom en dat wat ons het, moet ons aan hom beskikbaar stel. Omdat ons weet, ons is van hom afhanklik en hy is ons voorsiening. Ons moet maak soos Jesus vra en volg waar hy ons lei, sodat ons sy seën in die lewe kan ervaar en kan ontvang. En dan die vierde ding, die laaste les wat ons leer hier uit Hoofstuk 3 uit. En die laaste les uit Hoofstuk 3 is, ons moet sien ons in vers 18, Rut 3 vers 18, en sy antwoord, dus Naomi wat met Rut praat, sit stil my dogter, totdat jy weet hoe die saak uitval, want die man sal nie rus, tensy hy vandag nog die saak afgehandel het nie. Ons leer hier om stil te wees, om stil te raak en te wag vir die Here, want hy is God. Sy tyd en sy plan is altyd die beste. Lees ons nog nie in Psalm 64 vers 11, wees stil en weet ek is God nie? Ons moet stil wees en weet. En dan sê hy vir ons aan Jesaja 40 vers 31, sê hy, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. So wees stil en wag. Weet God is God. En weet dat hy gaan vir jou krag gee. Nou dit is soos ek gesê in die begin, is 'n profetiese boek. Wat ook wys op die bergraping wat gaan kom. Die verhaal in Hoofstuk 3 speel af by die dorsvloer.
En Naomi het vir haar gesê, gaan na die vloer toe, na die dorsvloer toe. Nou in die Bybel verwys die dorsvloer vir ons duidelik na oordeel. Johannes sê Johannes die Doper praat, hy sê daar in Matteus 3 vers 12 sê hy, sy skop is in sy hand en hy, is Jesus, sal sy dorsvloer deur en deur skoon maak en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal hy met 'n onuitblusselike vuur verbrand. So die dorsvloer is die plek van oordeel. By die dorsvloer word die hooi en die kaf van die koring geskei, deurdat die koring uitgeslaan word, ewiglik geslaan word die koring by oes word geslaan, en geslaan, dat die koring kan uitspan, en uitkom. En daardie slaan van die oes, wys vir ons op die verdrukking, en God se oes soos 'n oordeel toren, oor wat oor die aarde uitgestort gaan word. Maar ons sien dat Rut, die bruid, is alreeds by die bruidegom, is alreeds by Boas. En so gaan die bruid van Christus by hom wees, voordat die oes uitgeslaan gaan word. Die bruid het haar reg gemaak vir 'n ontmoeting met haar bruidegom. Sy is gewas, sy is gesalf, en sy is geklee. So kyk Openbaring 19 vers 7, waar Johannes skryf, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Ek sluit af. Ons lees van God se volgorde hierso. Eerste punt, die persoon, soos ek net al gesê, die persoon voor die eiendom. Jesus neem sy bruid voordat hy die aarde gaan kom terugneem en kom regering vir 1000 jaar. Gaan hy eers sy bruid kom maak. Die kerk, die gemeenskap van die heiliges, kom voor die verdrukking. Ons waar ons nou is, daar kom 'n verdrukking daarna. En die wegraping kom voor die oordeel van God op die aarde uitgestort gaan word. Nou my vraag is vanoggend, my boetie, my sussie, is jy reg? Is jy deel van die bruid? Is jy gewas? Is jy gesalf met die Heilige Gees? Is jy geklee met jou kleed van geregtige werke? Kom ons as gemeente neem vandag onsself voor om aan die voete van Jesus te kom. Ons afhanklikheid aan hom te verklaar en te soek na sy beskerming. Amen. Kom ons gee alles oor aan hom, sodat ons sy seën kan ontvang in sy volheid. En kom dat ons altyd stil wees en wag vir sy perfekte tyd en vir die rigting wat hy in ons lewens wil lei. Is jy gereed? Is jy die bruid? As jy vandag nie seker is dat jy deel van die bruid gaan wees wanneer Jesus sy bruid kom haal nie, wil ek jou uitnooi. Maak jou swak reg. Weet dat Jesus gaan kom. Jesus gaan sy bruid kom haal. Die oes gaan geslaan word. En die kaf en die koring gaan geskei word in die verdrukking. Johannes vertel van 'n menigte in wit klere wat op die troon sit, en hy vra wie is dit, en hy sê dit is hulle wat hulle lewe betaal het. So na die verdrukking, na die wegraping, gaan daar 'n groot oes inkom. Maar wil jy deel wees van daardie oes wat geslaan is? Of wat jy nou al reg wees, wat jy nou deel van die bruid wees? En wanneer daardie oes geslaan word 7 jaar op die aarde, dan sit ons daar die bruiloftafel. By ons koning, by ons verlosser. En vir 7 jaar lang gaan ons bruiloftsmaal. Wonderlik, nee. Is jy gereed? Is jy gereed?
Dierbare God, Hemelvader, Here, ons kom sit onsself voor U neer vanoggend. En ons vra, Here, dat U vir ons sal lei. Here, as hier enige iemand is hier vandag, wat nie seker is, of hy of sy deel is van die bruid nie, Here, kom bid ek, Heilige Gees, dat U vir hulle dit sal wys, en dat U hulle die vrymoedigheid sal gee, om oor te gee aan U, Here. Om totaal oor te gee. Om U in te nooi en uit te nooi om verlosser te wees. Om koning van hulle harte te wees, Here. Dankie, Here, dat ons weet, U is getrou en regverdig, Here. As ons sondes bely, sê die woord vir ons, vergewe U. U reinig ons van alle ongeregtigheid, Here. Daarom, Here, kom dra ons onsself op na U toe, vra vergewe. Vergewe ons skeeftrap, Here. Vergewe ons foute. Help ons Heilige Gees om te volg waar Jesus lei, sodat ons deel kan wees van die bruid. Vader, ons bid hierdie dinge in die kosbare naam van ons Here Jesus. Amen. Amen. Sê dit gou so, dan gaan ek gou vir ons die seën uitspreek. Kom staan en ontvang as die seën van die Here. Ons hou ons hande uit na hom toe. Kom ons gee soos wat dit gemaak het, wat uitgehou, die Charlie uitgehou, kom ons hou ons hande uit. Die Here sal jou seën en hy sal jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en hy sal aan jou vrede gee van dag tot dag tot ons mekaar weer ontmoet. Amen. Amen.